Môre, môre, môre. Hoop julle is wakker. Dis Vrydag, kan julle glo? Die naweek lê op die voorstoep. En as ons nie opstaan en gaan werk nie, gaan dit nie aanbreek en opdaag nie. So staan op, trek 'n lekker vars oggendlug in jou longe in. Maak jou gordyne oop, beleef die opkoms van die son. Kry net hierdie lekker energie van die Here se genade in jou lewe in. Dis so 'n mooi, wonderlike dag wat die Here vir ons gee. 'n Splinternuwe dag in sy groot liefde, in sy groot genade. En dis lekker om vanmôre vir die laaste keer hierdie week saam met julle te kuier. Ek lees vanoggend vir julle vir oulaas vir hierdie week. Ek sluit af uit Job 15 uit. Job 15 vers 20. Sy lewe lank word die goddelose, die geweldenaar, deur angs getuister. Sjoe, dis nogal 'n diep vers. Sy hele lewe lank word die een wat nie in God glo nie, deur angs getuister. Daar was 'n skrywer, sy naam was Pieter Rank, en hy het beweer dat die mens 'n vrees het om te leef en ons het 'n vrees om te sterf. Nou die eerste is die vrees om as ons lewe as geïsoleerde mense te moet leef. En die tweede vrees is die dood. En dit is 'n angs dat jy gaan agteruit gaan en jy gaan jou individualiteit verloor, jy gaan jou onafhanklikheid verloor. En dan sê Pieter Rank, tussen hierdie twee pole van vrees, tussen lewe en dood, word ek en jy as mens maar die hele tyd rondgeslinger. 'n Seentjie het eendag tydens sy eksamen moes hy ietsie skryf oor die verskynsel van tweelinge. En hy skryf toe in sy opstel dit: Ek dink die rede vir tweelinge is omdat klein kindertjies nie daarvan hou om alleen te wees nie. Weet julle, die mens vrees nie net om alleen gebore te word nie, maar ons vrees ook maar om alleen te sterf, is dit nie? Om te lewe beteken verantwoordelikheid. En ons is maar almal bang verantwoordelikheid. En in hierdie vrees om verantwoordelikheid te aanvaar, lê aan die wortel van ons onvermoë om te groei. En sowel as baie van ons ander geestelike probleme wat ons maar ook het, ons wil nie betrokke raak nie. En gevolglik kan ons nie groei tot geestelike volwassenheid nie. Dit laat my dink aan daai storie wat ek eendag gehoor het van hierdie vrou. Sy was op die punt om vir haar kanker geopereer te word, en toe hulle hierdie finale ondersoek op haar liggaam doen, toe vind hulle dat daar nie 'n teken van die kanker oor was nie. En sy was toe deur hierdie bevinding ewig ontstel, meer as deur die siekte self, en sy het geweier om die hospitaal te verlaat. Sy het gesê, ek kan net nie die lewe weer opneem en voortgaan nie. Dit was haar woorde. Sy het gelei aan 'n vrees om te lewe en alles wat dit nou weer sou meebring, en daarom het sy siekte verwelkom as 'n ontvlugtingsmeganisme. In plaas daarvan om te lewe en verder te gaan en te groei, het sy eerder gekies om te stagneer en te sterf. Dis 'n hartseer verhaal. Weet julle, die Here Jesus gee vir jou en my die moed om te kan lewe en om te kan sterwe. Omdat die Gees ons bemoedig met hierdie woorde, moenie bang wees nie. En dis eintlik al wat die evangelie vir ons sê. Dis al waarop dit op die einde van die dag neerkom. Filippense 1 vers 21, om te lewe is vir my Christus, om te sterwe is vir my wins. Ek en jy lewe nie vir onsself nie, en ons sterf nie alleen nie. Ons is by die Here. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. O Here Jesus, U is vanmôre die prins van vrede, en U het gekom om aan my hierdie volmaakte vrede te gee. Laat my in U oorvloed leef in daardie wete, dat U in lewe en in sterwe elke dag by my is. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle, dit was weer 'n wonderlike, verrykende week saam met julle gewees. Geniet die naweek, rus lekker uit saam met julle geliefdes. Volgende week praat ons weer. Totsiens.